Goeienaand geliefdes. Nou sê, ek stuur live uit en prys die Here. Is julle bly om vanaand hier te wees? Amen en amen. Prys die Here. Baie dankie vir elkeen wie gekom het. Ek was amper laat gewees. Ek het net so na 5 1 sekonde aangery. En want ek was gou in die stad gewees en toe het ek hier ingery en toe het ek gou klaar gemaak en toe is ek op pad na hiernatoe. Maar prys die Here. Ons is hier vanaand om te leer. Amen. Ek hou van hierdie settings. Wat ek daarby bedoel is dat ek hou van hierdie dat ons dit 'n lering is. Ek hou van teachings gee. Ek dink ek het dit gisteraand vir julle gesê. Ek hou van teachings gee. So dis lekker, daar's 'n plek, daar's 'n tyd en alles vir, ekskuus is hy nou in die pad. Ek vra om verskoning. Ai man, sorry. Dat daar's 'n tyd en 'n plek vir alles natuurlik, maar soos ek gisteraand gesê, daar kan baie vuur gemaak word, geestelik nou. Kan daar baie weet, maar dan was die hout. Verstaan julle wat ek probeer sê? En die hout is die woord van God. So ons moet by die woord van die Here uitkom. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek bid nou, Here, salf asseblief die woord wat gepreek word, en die woord is gesalf. Ja. En ek bid, Heilige God, salf die gehoor, dat hulle net sal hoor wat die Here sê. En ek vra, Here, terwyl die woord van die Here so oor die ore rol, dat elke juk gebreek sal word. Ja, amen. Here, want U het vir die disippels gesê, maak hy esel los. En Here, so kom vanaand en U maak hulle los in Jesus naam. Want die heerlikheid van die Here wil troon op elkeen. En ek bid dit in Jesus naam, word verheerlik, is my gebed in Jesus heilige naam. En die kudde sê, amen, amen en amen, prys die Here. Geliefdes, vanaand, het julle gisteraand geniet? Amen, amen, prys die Here, man, ek love it. En skrik ek nou. En, maar dis amazing, gisteraand was, ek hoop julle dit geniet, en dis lekker om onder die geklank van die woord te sit. Ek love, I am so in love with the word of God, so in love with Jesus, and Jesus is the word, amen. Hy sê, for in the beginning was the word, and the word was God, and the word was with God, en vers 14 sê, dat die woord het vlees geword, en onder ons gewoon, en ons is sy gestalte aanskou, soos die van die enige gebore seun van God, vol van genade, van waarheid en van genade, vol van waarheid en vol van genade. Prys die Here. Geliefdes, as jy jou Bybel het, wil ek hê jy moet oopmaak by Handelinge hoofstuk 1. En vanaand gaan ons bietjie stil staan by die onderwerp rondom gedeeltelik om te praat oor die salwing van die Heilige Gees. Sonder die Heilige Gees is ons niks. Is ons 'n gedoodsbeendere. Is ons 'n gewitte grafsteen. Sonder die Heilige Gees kan jy nie funksioneer nie. Ek het gisteraand probeer deur die prediking van die woord van God vir jou verduidelik dat die pneuma, onthou julle daai woord, die Griekse woord, die pneuma, krag van die Heilige Gees, the pneumatic power of the Holy Ghost is within you. En dat die Here deur jou werk. As jy net in die Gees kan sien, vir elke, ek praat nou van elke wedergebore bloedgewaste kind van God, wanneer jy weergebore word, by wedergeboorte, kom die Heilige Gees, dis hy vir jou wederbaar, want jy kan nie sonder die Heilige Gees weergebore word nie. Dis onmoontlik. Dis die Heilige Gees, hy wat uit Gees gebore is, amen, dis wat Johannes 3, wat Jesus vir ons daar sê. Geliefdes, maar dat as jy verstaan die impak en die krag en die salwing van die Here wat op jou rus, as jy kan sien in die geestelike riem, wat gebeur wanneer 'n persoon tot redding kom? Daar's 'n paar dinge: justification, sanctification, salvation, redding, heiligmaking en regverdigmaking wat gelyk plaasvind op een slag.
Natuurlik, heiligmaking staan op 2 bene. Dit gebeur by wedergeboorte en ook is dit 'n uitwerking in jou lewe vorentoe. Maar by dit wil ek vir jou sê, alles word jy gewederbaar deur die Heilige Gees en dan kom die getuie, die Bybel sê the witness, kom bly dan binnekant jou. Die Heilige Gees kom bly binnekant jou. En hier kom Jesus en ons gaan Saterdag aand, wanneer ek bid vir die doping van die Heilige Gees, gaan ons meer oor hierdie vers praat. Maar ek wil tog vanaand ook daaraan raak. En natuurlik, soos ek sê, die titel van die boodskap is die salwing van die Heilige Gees en die uitwerking daarvan. Jesus spreek met sy disippels en sê vir hulle, gaan wag op die gawe van die Heilige Gees. En dan sê daarom vers 6 van Handelinge 1, sê die woord van die Here, die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? En natuurlik sê Jesus, en hy antwoord, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet van die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar, jy sien die disippels het 'n verwagting gehad. Een van die verwagtings wat hulle gehad het, is dat die koninkryk van God sou dan en dan plaasgevind het. Met ander woorde, die Romeinse owerheid, dis die disippels se verwagting nou, die Romeinse owerheid en die wêreldowerhede sou ontwortel gewees het, sou overwhelmed gewees het, en Daniël 2 sou dan plaasgevind het, waar die koninkryk van God dan plaasgevind het. En Jesus sê, luister, dit gaan julle nie aan om tye en geleenthede te bepaal, te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar, en hier kom Jesus en hy praat van die koninkryk van God binnekant jou eintlik. Want hulle het die uiterlike verwag, maar Jesus sê, luister, daar gaan eers iets anders te gebeur. En hy sê, maar julle sal krag, sê bietjie die woord krag. Sê power. Ek hou van dis nie die woord pneuma nie. Wind is nie, maar ek gaan nou vir jou die Griekse woord daar gee. Hy sê, maar julle sal krag. Daai Griekse woord, as jy pen het skryf het daarbo, is die Griekse woord dynamis. Wat vandaan kry? Wat se woord kry ons van dynamis af? Dynamite. Die dynamite. So nie net dat jy die pneuma krag van die Heilige Gees, die uitwerking van God se Gees binnekant jou nie, maar Jesus sê, maar julle sal krag ontvang, maar julle sal die dynamis krag, you shall receive power, daar gaan krag wees, wat oor jou gaan kom. Ek wil hê jy moet dit sien, jy moet dit verstaan. Jesus sê, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Nou ek gaan daaroor praat Saterdag oor die Heilige Gees wat oor ons kom. Hy sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea en in Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Geliefdes, daar gebeur iets by die doping van die Heilige Gees, en ek wil vir jou sê, jy moet 'n sterk verlange hê na die invulling en die doping van die Heilige Gees. Amen. Jy mag nie, jy kan nie as kind van God tevrede wees waar jy nou is nie. Jy kan nie tevrede wees oor waar jy nou is nie. You cannot be satisfied for where you are now. You must hunger and thirst. Jy moet honger en dors. Daar moet 'n soeke, daar moet 'n klop wees, daar moet 'n geroep wees, daar moet 'n gesoek wees na die Here, daar moet 'n geroep, soos ek sê, wees. Daar moet hierdie honger wees wat sê, here's my cup, fill it up, en dan hy liedjie wat sê, till I want no more, haal hy gedeelte uit. Hy sê, ek sê sommer my woord daarin, fill me, and 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 fill me. Nie till I want no more, nie vergeet dit, dis vir die ouens daarby, I want more and more of you. Ek wil meer van die Heilige Gees sê. Jy weet, dit is, ek het nou die dag die voorbeeld gegee van soos 'n spons. 'n Spons, as jy 'n stuk spons in water druk,
Wat gebeur met daai spons? Hy suig al daai water op. En wanneer jy aan daai spons net jou vinger so bietjie aanraak en jy druk hom net, wat vloei uit hom uit? Water. You must absorb, you must be filled, you must be quenched and drenched, en nie quenched nie, you must be filled met die Heilige Gees, soos 'n stuk spons, dat as iemand jou buttons press, moet jy net die woord van God voortbring. As iemand jou buttons, jy weet wat se buttons ek van praat, né? As iemand vir jou sê, soos mense veral nou toe ek in ICU was en toe ek die operasie gehad het met my hart, is my staan die vyande daar en sê, ja, die Here gaan jou doodmaak. Ja, rarig. Mense wat vir my sê, die Here is besig om met jou te praat, die Here gaan jou doodmaak. Al wat ek vir hulle sê is, bless you, bless you, bless you, bless you. Jesus is lief vir jou. I do not give 1 inch of ground away. Hoekom? Because I've got a higher price, and that is Jesus Christ. Ek kan my nie besig hou met kinderspeletjies nie. Ek is besig met die allerheiligste, met God. Amen. Prys die Here. Dis hoekom ek sal Saterdag gaan vir julle wys deur die woord van God, jy kan aanhoudend gevul word, nie net eenmaal nie, maar aanhoudend en aanhoudend gevul word. Ek gaan vir julle die voorbeelde vat uit die Bybel uit. Maar om te praat oor die salwing van die Heilige Gees, en mag ek vanaand 'n getuienis in my lewe met julle deel? So rukkie terug was ek by wie van julle ken vir Dion Hockey? Het al gehoor van Dion Hockey, maar was ek daar by een van sy dienste en nou so rukkie terug, maar nie lang terug nie. En op pad terug huis toe ek nou alleen ry terug huis toe, daar die diens, toe praat die Here met my oor goeders wat hy in my lewe wil hê. Onder andere sê die Here vir my, jy moet meer getuig oor wat ek gedoen het vir jou in jou lewe, because people can relate. Amen. Mense kan, wat is die Afrikaanse woord? Mense kan aanklank vereenseldig, aanklank vind by dit. En dan gaan ek daaroor gesels oor 'n sekere aspek van, ek het soveel getuienisse oor wat die Here gedoen het en magtige getuienisse, maar ek gaan nou net oor iets raak. Maar geliefdes, om vir jou te illustreer die werking van die Heilige Gees, die salwing van die Heilige Gees, wil ek tog blaai of julle vat na 'n paar plekke toe, so ons gaan baie rondblaai, of jy kan luister en notas maak en dit by die huis kan jy gaan bestudeer. Ek wil hê jy moet blaai na die boek van Rigters toe en die 15de hoofstuk. Die Ou Testament, die boek van Rigters en die 15de hoofstuk. Nou, as ons lees oor die tyd van die rigters, die rigters van Israel was net voor die konings gewees. Met ander woorde, hulle was rigtingaanwysers, wil ek amper sê, of nie rigtingaanwysers, they were judges, die Engels woord sê judges. Hulle het die volk gerig in die weë van God en wat hulle moes doen. Nou natuurlik, een ding wat jy dadelik sien as jy die boek van Rigters lees, en ek wil jou aanmoedig, lees die boek van Rigters en lees 3 hoofstukke op 'n slag, net so terloops. As jy 3 hoofstukke elke dag van jou lewe lees, 3 hoofstukke van die Bybel, net 3 hoofstukke van die Bybel lees, en op Sondag net 3 ekstra lees, of op enige ander dag, of hoe ook al jy dit wil inwerk, kan jy lees jy die hele Bybel in 'n jaar deur. Van Genesis tot Openbaring. Maar nietemin, as jy die boek van Rigters lees, hy het net 21 hoofstukke, en jy lees net 3 hoofstukke op 'n slag, dan kom jy agter, hierdie rigters, hulle was gebuig gewees. Met ander woorde, hulle was krom gewees. Maar raai wat? God kan met 'n kromstok reguit slaan. Nog altyd slaan God met 'n kromstok reguit. Die Here soek nie. He does not need to call the qualified. He calls you and then he qualifies you. Amen. Dis die wat die Here doen. God will qualify those who he call. He doesn't call the qualified. Amen. En wanneer ons lees oor Samson is een van my gunsteling karakters in die Bybel. Nie omdat hy het natuurlik baie swakhede gehad en swakhede, net soos al die ander rigters en net soos elkeen van ons. En nou gaan jy verstaan oor die salwing van die Heilige Gees. En Samson
was 'n ou wat gehou het van die wilde tannies. Hy het gebly, hy het gesoek vir die Filistyne. Jy weet, hy wil nie by die Israeliete bly nie, hy het gegaan vir die Filistyne, vir daai rowwe tannies. Jy weet, Filistyne, hy het gehou van die rowwe tannies, maar nietemin. Ons lees dat op 'n tyd is hy so ongelukkig, en ek wil net eers stop en dit sê, moenie Samson uitbeeld as hierdie groot muscle ou nie. Jy sien, ons verwesterlike mindset maak dat ons vul die blanks in God se woord. Stop dit. Lees God se woord soos hy is en lees net aan. As Samson hierdie magtige bodybuilder was met sulke groot muscles soos ek mooi gebou, nê? En nee, ek speel. Maar as Samson hierdie magtige man was wat die bouing kon kickstart, dan het hy rede gehad om in homself te roem. Maar hy het die Heilige Gees gehaat. Dit was sy geheim. Dit was die Heilige Gees wat oor hom vaardig geword het. Amen. Hy het miskien dalk was hy mooi gebou of goed, maar hy was nie die magtig, hy was magtig deur God gebruik. Nee, it's not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord. Amen. En dan lees ons op 'n tyd vang hy 300 jakkalse en hy bind hulle stert teen stert vas en hy vat vakkels en hy druk die vakkels in hulle sterte, intussen hulle sterte, met ander woorde 150 pare, en hy stuur hulle onder die graan en die oes van die Filistyne aan en alles brand af, en die Filistyne sê, wat gaan nou, wat het hier gebeur, wie het dit aan ons gedoen? En die Filistyne sê, nee, Samson het, sy vrou is eintlik hier so, hy is hulle kwaad oor sy vrou, wat sy skoonpa en sy metgesel gegee het, en dis hoekom hy gedoen het, en hulle, weet, jy kan die verhaal gaan lees, en hy is toe baie ongelukkig, dis Samson. Ek meen, Samson was magtig die Here gebruik, op 'n tyd in die middel van die aand, staan hy op en hy gaan ruk die stad se grendels, die deure van die grendels uit die stad se mure uit. Wie van julle was al in Israel of in Jordanië of iets soos dit? Okay, Israel het in sy stadspoorte, sy deure is kolossaal. Dit is kolossaal. Ek meen die stad se mure van Jerusalem. Ekskuus tog, ek sê Israel se grendels. Jerusalem, die ou stad van Jerusalem, se mure is 12 meter hoog by die hoogste punte, okay, en 1 meter breed en natuurlik 1 kilometer wat hy in totaal is, en natuurlik nog 4 kilometer wat hy in totaal is aan mekaar gebind, en hierdie groot grendels, hierdie deure, sulke kolossale deure. Die woord van die Here sê, Samson het sommer net een aand gegaan en sê, daar sulke deure, sulke tipe deure, uit hulle grendels uitgeruk, en net na die top van die berg toe gestap en het daar neergegooi. Dis Samson, om jy 'n bietjie van sy karakter te vertel. Maar nadat hierdie insident plaasgevind het met die jakkalse, gaan Samson en hy steek hom weg in die rotskloof van Etam. Jy kan daarvan lees in Rigters 15. Gaan steek hy hom weg in die rotskloof van Etam. Geliefdes, hy het geweet, he knew how to withdraw himself into the secret place. Hy het geweet om homself af te sonder, om uit die geraas uit te kom. En dis 'n tipe van jou binnekamer. Hoe jou binnekamer moet wees. You must withdraw yourself from the crowds. Jy moet jouself verwyder en jy moet jou eie plek hê van waar jy aanbid en so aan, waar die Here bid natuurlik, waar jy bid natuurlik in die stilte, jy en die Here, waar jy tot die Here spreek. Maar nietemin, die woord van die Here sê dat toe hierdie Filistyne nou hierdie groot skade gelei het, sê die Filistyne, okay, ons gaan uittrek na Samson toe en ons gaan hom gaan haal. En daar trek 'n klomp Filistyne af, daar in Juda in, en daar by Legie kom hulle, en hulle slaan laar op by Legie. Nou kom ons stel op, daar in vanaf vers 8, net om die konteks te kry. En hy het hulle lendelam geslaan, dit is natuurlik Samson wat die Filistyne lendelam geslaan het. En hy het afgegaan en gebly in die rotskloof van Etam.
Toe trek die Filistyne nader en slaan laar op in Juda en sprei hulself uit by Legie. Nou hoor nou wat gebeur. Die manne van Juda vra, nou kom die manne van Juda, ek meen, nou kom hulle daar by die Filistyne en sê, wow, wat gaan die aan? Waarom het julle teen ons opgetrek? En hulle sê, ons het opgetrek om Samson te bind, om aan hom te doen soos hy aan ons gedoen het. Ons wil hom doodmaak. Daarop trek 3000 man uit Juda na die rotskloof van Etam. Daarop trek 3000 man uit Juda. Met ander woorde, dis Samson se eie volk. Dis sy eie mense, sy eie broers. Sy eie broers trek uit na hom toe. 3000 van hulle. En hulle staan daar voor Samson en vra vir Samson, weet jy nie dat die Filistyne oor ons heers nie? Plaas het hierdie manne van Juda net besef, dat God het 'n rigter opgewek in ons tyd, wat ons wil juis verlos van die Filistyne, maar hulle het die slawehuis gekies. Net soos hulle vaders in die woestyn, toe God hulle verlos het uit Egipte land uit, het hulle terugverlang na die komkommers en die eie. Jou Bybel sê dit, hulle het verlang na die komkommers en die eie en die knoffel van Egipte, toe die Here vir hulle manna stuur in kwartels. Toe sê hulle nie, ons soek komkommers en eie en knoffel. Ons wil terug aan Egipte toe. Moses raak toe kwaad. En Moses, maar anyway, hierdie manne was, die Israeliete het altyd gemurmureer, hier is nie water nie, dis, weet jy dit, die Here haat murmurering? Is dit nie so nie? Gaan lees in Korintiërs 10, murmurering is 'n sonde. Amen. En nou kom hierdie manne na Samson toe en hulle sê vir hom, weet jy nie dat die Filistyne oor ons heers nie? Ek meen, plaas het hulle gelet op die aangename tyd van God en gesê, die Here heers oor ons. Die Here heers, en God, die Here het jou opgewek, die gees van die Here is in ons midde, maar nie, hulle het die slawehuis gekies, hulle het binding gekies. En baie mense vandag kies hulle binding as 'n verskoning vir 'n kruk waarop hulle druk. They use their bondage as a crouch, Wat noem is dit? 'n kruk? Ja, kruk. Crouch. Maar dan het hy, mense soek vandag baie keer binding, sonder dat hulle weet, soek hulle binding, as 'n verskoning. Amen. En 3000 man uit sy eie broers, en geliefdes, hier is 'n preek op sy eie, maar in kort, wil ek die volgende sê. Ek het al baie, vir 20 jaar, meer as 20 jaar het ek in die voltyds in die bediening staan, wil ek vir jou sê, my stryd wat ek nog altyd gehad het, was teen my eie broers en susters in die Here, die mense wat my vinnig dood toewens, wat my vervloek, mense wat my uithaal en my sleg sê en skinderpartytjies opgooi, is nie die ongelowiges nie, is my broers, is my broers in die Here. Amen. Dis hulle wat jou gaan uithaal om jou te bind. Maar hou jou oë net op Jesus. Moenie na hulle kyk nie. Kyk net na Jesus. Amen. He is the author and finisher of your faith. Not the brethren. Daarop trek 3000 man uit na Juda, na die rotskloof van Etam, en vra vir Samson, weet jy nie dat die Filistyne oor ons heers nie? Wat het jy ons nou aangedoen? En hy sê, soos hulle aan my gedoen het, so het ek aan hulle gedoen. Toe sê hulle vir hom, ons het afgekom, ons 3000, het afgekom om jou te bind, om jou oor te gee in die hand van die Filistyne. En Samson sê aan hulle, sweer vir my, dat julle nie self op my sal aanval nie. En hulle antwoord hom, nee man, ons gaan jou nie doodmaak nie. Ons sal jou nie vasbind en oorgee in hulle hand, maar doodmaak sal ons jou stellig nie. Daarop bind hulle hom vas met 2 nuwe toue en bring hom uit na die rots. Hulle bind hom met 2 nuwe toue. Nou vir jy moet die prentjie sien. Hulle vat hierdie toue en Samson word gebind met hierdie bande, met hierdie bondage, en hy word mooi styf vasgebind
Maar Samson het iets geweet wat die manne van Juda nie geweet het. Hulle het geweet, maar hulle wou dit nie weet nie. Is dat Samson het 'n geheim gehad. Hoor wat sê die woord van die Here. Daarop bind hulle hom vas met 2 nuwe toue en bring hom op uit die rots. Nou sien hierdie prentjie. Samson kom uit die rotskloof van Etam af, uit met 2 nuwe toue, met 3000 manne wat om hom stap om hom af te bring na die Filistyne, die onbesnede Filistyne wat Dagon aanbid. Vers 14 sê, en toe hulle by Legie kom, juig die Filistyne hom tegemoet. Toe die geluid van daai onbesnede Filistyne in die geluid van hulle gejuig in sy ore kom, toe gebeur daar iets oor hom en in sy binneste. Die woord van die Here sê as volg, hy sê, maar die Gees van die Here het oor hom vaardig geword, maar die Gees van die Here het oor hom vaardig geword, but the Holy Ghost came upon him. Die Heilige Gees het oor hom vaardig geword, en hoor wat gebeur, en die toue wat aan sy arms was, het geword soos linnedrade wat in die vuur brand, en sy bande het versmelt van sy hande af. Ek wil vir jou sê, die Filistyne staan daar, of hoe ook hulle maak, hier kom ons vyand, en hulle is te bly, hier kom ons vyand Samson, en daar kom hulle afgestap, en die volgende oomblik, toe Samson afstap, stap hy met daai 2 toue, en hierdie manne van Juda bring vir Samson af, maar Samson, toe hy die gejuig van die Filistyne hoor, toe word die Gees van die Here oor hom vaardig, en die Bybel sê, sy bande, hoor wat sê die woord, en sy bande het versmelt van sy hand af soos vuur, wat die linnedraad lek, woep, en hy is los, en toe die Filistyne sien, en toe Shaksie kom hy, en toe soek hulle net covering, toe soek hulle net 'n boom en 'n klip, en toe sien hulle, wow, hey, gryp daai man, maar Samson het die Gees van die Here gehad. Nothing can stop the Holy Ghost, nothing, no one can stop the Holy Spirit, nie jy nie, nie jou kerk nie, nie organisasie nie, niemand kan God se Gees stop nie, en maar die geheim is, sy bande het gebreek. Dat laat my dink aan die kleerlingbroer wat daar in die kerk sit en sê, na die bid hier, pastor, kan ons nie daai liedjie sing van die gebreekte tyres nie? Die pastoor sê, askies broer, ek het geen idee waarvan jy praat nie. En hy sê, ja man, Jesus breek al my bande. Kom aan, is hier iemand hierso? En Jesus breek al Samson se bande. Wat was die geheim? Die vaardigwording van die Heilige Gees. Die vaardigwording van die Heilige Gees was Samson se geheim. En toe Samson so loskom in een oomblik, nie geleidelik nie, maar los. Die Here maak jou los. Wie die Seun vrymaak, is waarlik vry. Amen. En toe Samson los is, wat doen hy? Hy sê in vers 15, en hy het 'n vars eselskakebeen gevind, en sy hand uitgesteek, en dit geneem, en daar 1000 man mee verslaan. Hy slaat 1000 manne met 'n eselskakebeen dood. Hy slaat 1000 man met 'n eselskakebeen dood. En wat gebeur?
En Samson het gesê, met 'n eselskakebeen het ek 1 klomp, 2 klomp, en met 'n eselskakebeen het ek 1000 man verslaan. En toe hy klaar gespreek het, gooi hy die kakebeen uit sy hand en noem die plek Kakebeenshoogte. Hoekom gooi hy die kakebeen weg? Hoor hierna, hoekom gooi hy die kakebeen weg? Want die Israeliete sou die kakebeen gevind het en om die kakebeen aanbid het. Yes, amen. En nie God nie. Hulle het in elk geval nie God die aanbid nie. Want toe die Filistyne spat, toe spat die Judeërs ook. Toe spat die broers en hulle is almal een rig in hulle eie rigting. Maar hy gooi die kakebeen weg, want die geheim het nie gelê in die kakebeen nie, die geheim lê in die Heilige Gees. Kom aan, maak dit sin. Prys die Here. Geliefdes, luister na my. Wanneer die Heilige Gees oor jou kom, maak hy jou los. Hy bevry jou. Hy maak jou vry. Ja, amen. Ek wil kortliks 'n getuienis in my eie lewe vertel. Vir van julle gaan dit snaaks wees. Vir my op daardie stadium was dit nie snaaks nie. Okay, glad nie. Ek gaan nou vir julle vertel. Dis hoe ek die Here geleer. Weet jy hoe ek die Here geleer ken? Ek het die Here nie geleer ken deur 'n preek nie. Ek het die Here leer ken deur 'n bonatuurlike ontmoeting met hom. Deur die gawes van die Heilige Gees wat gewerk het. Dis hoe ek God geleer ken het. En dis hoe ek die Here dien. Ek ken nie anders nie. Ek weet dat die Heilige Gees werk. Niemand gaan my anders te sê nie. Ek weet. En ek is nie eers ek glo nie. Ek dink gisteraan daaraan. Toe ek daar by die huis kom, ek is baie keer in my eie gedagtes aan sit en praat ek nie myself, okay, dit klink nou weird, maar dan dink ek glo nie, ek weet. Amen. Dit is meer as glo. Ek het 'n volle man, jy kan my niks, Jesus leef. Amen. Jy kan, daar's niks op hierdie aarde wat my anders te kan oortuig nie. Jesus leef. Hy het opgestaan. Toe ek tot bekering gekom het, geliefdes, ek kom uit 'n baie rowwe agtergrond uit. Die wil ek my getuienis gee. Ek kom uit 'n baie rowwe agtergrond uit. Ek is so half years as gevolg van nadat ek in ICU was, het ek begin bors. Ek weet nie wat fout met my bors nie. So ek hoes baie, maar dit daar gelos. Toe ek net tot bekering kom, het ek die Here bonatuurlik geleer ken. Ek het die Here nie geleer ken op soos ek nou gesê het nie. Maar toe ek tot bekering kom, het ek dadelik, nie geleidelik nie, dadelik te doen gekry met die bonatuurlike God. En ek het te doen gekry met die gawes van die Heilige Gees. Met die operering van die Heilige. Ek het dinge gesien, wat as ek het vir jou vertel, gaan jy sê, dis nie waar nie. Ek het dinge voor my oë gesien wat die Here doen. Wat, ek sien dit nie meer regtig nie. Ek sien, maar dit wat ek gesien het, wat die Here gedoen het, die verskriklike honger wat daar onder broers en susters was, en die Here daai honger en daai dors ontmoet het, bonatuurlik, wat dinge gebeur het. En ek praat nie van val nie, ek praat van die beweging, die manifestasie van God se Gees. Ek gaan daaroor praat Saterdag aand as die Here wil oor die doping van die Heilige Gees. Het ek saam met, toe ek tot bekering kom, ek was 'n baie rowwe ou, ek was in 'n heavy metal band. Net so minuut oor my eie getuienis. Toe ek tot bekering kom, net voor dit was ek in 'n heavy metal band. Ek het altyd sulke lang dreadlock hare gehad en so bokbaard en oorbel en Chesterfield het ek gerook en dagga en gedrink. Toe ek tot bekering kom, niemand het my vertel van die, ek het in 'n godsdienst, sogenaamd in die godsdienstige huis groot geword, maar net omdat ons niks anders was nie. Ek het groot geword in 'n huis waar ons so nou en dan kerk toe gegaan, en dan daai ou wat daar op die preekstoel staan, die dominee, dan hy het so hoog gepreek, geen mens weet waar, net hy en die Here weet waaroor hy praat. Amen. Ek weet nie waaroor hy praat nie, want hy praat te hoog. En ek verstaan dit nie. Ek het tot kateksasie gedop. Okay, nou nie heeltemal nie, maar ek was ook nie deur dit nie. Ek het nie klaar gemaak nie, want die Here het 'n ander plan met my gehad. Maar nietemin,
ek was 'n rowwe, ek was hierdie heavy metal bandleier, ek was 'n dronkaard, ek was 'n biker, ek was 'n baie losbandig ou, ek was 'n aggressiewe ou gewees, ek was al hierdie goeters gewees wat jy kan noem. En toe ek tot bekering kom ek radikaal tot bekering. So, woep, 110, nie ja, nee, ons vertrou die Here vir vrymaking en ons vertrou die Here vir red. Ek het so. Ek meen, toe ek tot bekering kom, niemand het my geëvangeliseer nie. Een keer kom haar tannie by my aan en toe ek vir my pa in die winkel gewerk het, toe sê sy vir my, luister, is jy weergebore? Ja, nee, ek dink ek is. Wat is weergebore? Nee, weergebore is as jy in Jesus boort. Ek sê, ja, nee, moenie waar nie, ek shop. Nou ek weet nie wat weergebore is nie, maar in my binneste, later van tyd, jare daarna, kom daar 'n begeerte, want jy sien al die losbandigheid, al die bikes, al die drank, al die heavy metal. Ek het op stages gestaan en voor mense gespeel en dan headbang die ouens daar, hulle lyk ek meen ons almal headbang en as ek daar na die riff en heavy metal, dan sing ek so jy weet, so growl. En hoekom het ek nou dit gesê? Maar om net die volgende te sê, dat nou het ek 'n hongerte na die Here wat ek begin kry, wat niks kan vul nie. Ja. En ek gaan na oom toe daar in Zanien, ek het in Zanien groot geword, ek vra vir die oom, luister die oom, ek wil graag op 'n mannekamp gaan, hy sê ook, en ek dink is daai tyd R250, ek betaal R250, en ek gaan op die mannekamp, en ons ry die Vrydag soontoe, en toe ek Sondag terugkom, kyk, toe ek daar by die huis instap, toe sien my pa, wat het met hierdie ou gebeur, toe sê hy vir my, Dion, jy aanbid 'n sekte. Wat's fout? Want toe ek daai aan by die huis kom, toe sê ek, papa, mama, my pa het altyd gesê, jy noem my nie pa nie, jy noem my papa. En tot vandag toe sê ek vir my mama, ek het nog nooit my ma genoem, my pa genooid, maar my pa het weggesê, noem my papa. Okay, sê ek, papa, mama, julle het Jesus nodig om weergebore te wees, dat die bloed van Jesus julle skoon was, halleluja. En my ma en my pa kyk my net so, my suster ook, en wat gaan aan met hierdie ou? Ek vat my pakkie Chesterfield 20, ek gooi ons op die vloer neer. Ek sê, die Here het my vrygemaak in Jesus naam, en ek trap my pakkie en ek rond so. My pa kyk net na die arme sigarette wat ek nou stukkend getrap het. En die volgende dag te gaan koop ek weer vir my 'n pakkie, want jy sien ek het nie verstaan hoe dit gewerk, of wat, ek het nie alles verstaan nie. Maar toe begin daar tyd aankom en ek kan nou lank oor my getuienis ingaan, ek wil nie nou eintlik dit doen nie, maar tyd gaan toe aan. En in daai eerste paar maande wat ek tot bekering gekom het, ek was so, ek weet niks van God af nie. Ek weet niks van die woord van die Here af nie. Dit is 2004, die 22ste November, 11 uur die oggend het ek tot bekering gekom. Ek weet niks van God af nie. Ek weet net die Here leef, Jesus leef, en daai ou wat gepreek het, daai Saterdagoggend, ek soek dieselfde Jesus wat hy dien, want hy klink of hy saam met Jesus gebreakfast het. Met ander woorde, dit klink of hy saam met Jesus ontbyt, met ander woorde, Jesus klink reël, regtig. Dis nie hierdie. En wat toe gebeur het is dat ek sê op 'n tyd vir my vriende, luister, julle moet by mekaar kom, en ek preek vir hulle eers, en hulle kan nie verstaan wat my aangaan nie, maar langs die kort, terwyl ek vir my pa werk, ek meen van die begin af, toe ek op bekering kom, as hy iemand by die werk instap, terwyl ek soos in die gogga lyk, lang hare, en ek lyk soos 'n gogga. Nou stap maar mense en dan sê hulle, nee, ek het so 'n bietjie rugseer, sê ek, tannie, kan ek vir tannie bid? Dan sê hulle, okay, jy kan. Dan vat ek aan my ma se kantoor, niemand was daar nie. Dan lê ek my hande op daai tannie, sê ek, in die naam van Jesus, dan sê hulle, wat gaan aan? Die pyn is weg! Dan sê ek, Jesus leef. Dan sien ek mense se bene groei, hordes. Dan sien ek mense wat met voedsel eeltes gepla was, lê hande op, weg! Here maak gesond. En terwyl ek so toe raak ek betrokke by 'n mannekamp in Zanien, wat toe net daar tot bekering gekom het.
En toe die ouens sien, toe eers, maar ek is radikaal, maar ek verstaan nog nie, ek is besig om te leer, is my eerste 3 maande of so, 3 maande van 4 maande van bekering, en ek bedien nie, maar ek bedoel, as hulle sê kom bid, dan bid ek bid sommer net vir mense, ek vat net 'n ou en in Jesus naam, en amen, en die volgende oomblik, ek sal nooit vergeet nie, toe sit al die mans, daai groot predikers, al hierdie groot predikers, sit hulle by mekaar en hulle sê die volgende. Nou moet jy weet, ek is vars gered. Nou vertel hulle van duiwels wat uitgaan, en ek het daar in daai paar maande duiwels gesien wat uitgaan uit mense uit. Nie wat ek persoonlik, ek het later met dit te doen gekry, maar doop demone wat uit mense uitgaan. Verskriklik, op die kamp, demone wat uitgaan, en ek dacht toen, en ja, jy weet mos, as jy demone uitgedryf het in die naam van Jesus, die duiwel, nog 'n siel het ingekom en is los, jy weet, maar daai selfde groot manne van God na wie ek so opgekyk het, sit hulle, toe sê hulle, weet jy wat het gebeur? Toe ek by die huis kom en ek gaan slaap, toe kom daai demoon van my, en hier is alles die waarheid, toe kom daai demoon vir my, toe druk hy my vas en hy versmoor my. Ek sê, die wat? Hulle sê, nee, die demoon het gekom af drukke, en ek gaan aan, en in die volgende dienste hoor ek 'n ander vrou sê, sommige gewone vrou, sy word versmoor deur iets in die nag, wat op haar bors sit, en ek garandeer julle, hier sit mense van julle wat met daai ding, nee, en ek dog toe, is dit moontlik? En raai wat stap in my lewe in, op daai oomblik, vrees. Want nou in Zanine is daar 'n ou wat radikaal vir Jesus is, wat siele wen, wat duiwels uitdryf, maar raai wat? Nou sê 'n vrou vir my, kom asseblief op, na Heinersburg toe, Ruisen toe, vanaand, kom bid vir ons daar's demoniese aktiwiteite, en Heinersburg is vrot van demoniese aktiwiteite, maar nietemin, dis een van die grootste plekke waar weekends by mekaar kom, ensovoorts, maar nietemin, en ek gaan toe, maar dan vergeet ek, dit raak aand, en ek ry alleen met my bakkie af, en ek moet Magubus Kloof pas afry Zanine toe. Ek sal vir jou sê dat ek raak so benoud, nou vir julle gaan dit snaaks wees, vir my was dit nie snaaks nie, daar stap 'n onnatuurlike, bonatuurlike vrees in my lewe in, vir die Satan. Ewe skielik begin my vrymoedigheid krimp. Want ek wil nie hê 'n demoon moet my kom druk nie. Hierdie ou sê sommer vir my met een mannekamp, nee, hy het my gegooi uit die bed uit. Ek sê, wat? Hy het wat gedoen? En dan sê hulle, ja, maar ons het gebid in Jesus aan, toe sê ek, ja, amen. Here help. Jy weet, dan sit ek daar, dan dink ek, ja, nee, amen, prys die Here, ja. Dis aand. En ek weet nie hoekom nie, ek het altyd demone verwar met die aand. Want jy weet mos, as gevolg van jou, maar demoon aan die aand. Raai wat gebeur? Ek is 19, ek kon nie onthou nie, 18, 19, wat ook al. Ek begin vir eerste keer met 'n lig in my lewe aanslaap, op daai ouderdom. Ek slaap met 'n lig aan, want ek kan net vir niemand dit beskryf nie. Daai vrees wat in my lewe voel of het jou, die vrees voel of het jou versmoor. Almal om jou dink, wow, die salwing drup van jou af, maar niemand weet die innerlike stryd wat ek het nie, en ek weet nie met wie om het te deel nie. Een keer toe deel ek het met mense, met groot manne van God, toe begin die een vir my lag, en net daar toe sê ek sal nie weer praat oor iets nie. Toe ek was net 'n paar maande gered, toe lag ek, ja nee, toe verneder hy my voor al die mense, en ek sit met 'n genuine stryd, 'n onbeskryflike stryd. Nou gaan ek aan, tyd gaan aan, op 'n tyd, 2005 breek aan. Daai Desember maand gaan ek Magubus Kloof toe, en ek bedien daar, die Here sê vir my, net om, want ek weet ek het nie meer baie tyd nie, maar net om 'n lang storie kort te maak, die Here sê vir my, gaan af na daai village toe, gaan preek daar, en ek preek daar in die village, en klomp mense kom tot bekering, en siekes word genees. Toe is ek nou 'n bietjie meer matured, maar ek is nog steeds vol vrees, vir wat? Vir demone. Okay? Nie as ek hulle moet uitdryf nie, vir wat hulle, die repercussions. Omdat ek het nou hierdie gedagte,
vir wat gaan gebeur. Ek meen, ek was klaar in sending opleiding voor die Desember nou gekom het. Voor dit was ek in sending opleiding en ek het dan in die aand as ek gaan loop en gaan bid, dan gaan slaap almal op die basis, maar ek loop en ek gaan bid. Here, ek loof en prys en loop ek altyd net in die lig waar die floodlights geskyn het. Ek loop nie in die skaduwees van die bome nie. Een aand toe loop ek so op die basis alleen en ek praat met die Here. Here, ek wil so dankie sê, toe gaan hy floodlight af. O, Here, en ek dankie. Toe sorg ek kom weer in die lig. Amen. En ek verstaan toe die skrif ook beter, dat Jesus sê ek is die lig, wandel in die lig. Amen. Maar ek het dit letterlik gevat, hier ek soek lig. En ek gaan draai, nou daar in Magobas Kloof, ek meen, as jy onder daardie mense begin werk, demone, vrot van demoniese magte, vrot, sangomas en goeters. En die goed gaan uit in Jesus naam. Ek meen, ek soek nie vir dit nie, dit kom net. In Jesus naam gaan hy goeders uit en jy sien genesings, wonderwerke. Ek sien wat die goed doen, maar ek sit met hierdie onbeskryflike vrees. En 'n tannie sê vir my daai Desember, Dion, nou moet jy weet, ek is wat? Ek weet nie, 21, wat ek al 20, 21. Sê vir my, Dion, luister hierso. Wil jy nie hierdie Desember, ons gaan 'n bietjie weg op vakansie. Wil jy nie in my huis kom oppas en hier's kos in die huis, daar's roomhuis, toe ek hoor roomhuis, toe sê ek, Shabta nie, ek sal die huis kom oppas. En die Here het my, the Lord set me up for something. Okay, ek's ernstig. Ek sê toe, yes, ek sal die huis kom oppas. Ek meen, daar's kos, ek sê jong man, daar's kos, en daar's roomhuis, dan nie, ek sal die huis kom oppas. En die Here laat my vergeet, dis 'n groot huis en dit raak donker in die aand. En hier is alles, waar het ek julle sê, die Here weet, alles wat ek sê is die waarheid. Ek meen, ek het seker die wêreldrekord gehou, okay, die volgende is nie heeltemal waar nie, maar hoor net wat ek sê, ek het seker die wêreldrekord gehou van die vinnigste ou. Want, as ek moet gaan slaap, in daai huis, daar staan die bed, hier is die ligswitch, dan maak ek die bed so lank oop, en as ek daai switch druk, voordat hy lig af is, as ek in die bed. Die Here laat my vergeet, dit raak donker, en dit is 'n massiewe huis. Nou lê ek daar in die huis, en dit raak so daai huis, ek is besig, nou staan ek so, nou sny ek, ek kon nie onthou wat ek sê maar wortels, ek kon nie onthou wat dit was nie, sny ek goed, en hulle huis het so groot venster gehad, 'n massiewe venster, en daar was die gordyne nie wat op die agterplaas kyk, maar daar's nie 'n lig in die agterplaas nie, so dis net die kombuis wat lig het, en dis die eerste keer toe ek klik, daai groot venster is daar, en toe ek so opkyk, sien ek hierdie groot venster met donkerte, en in my gedagtes, weet jy jou gedagtes kan jou grootste vyand wees? Ja. Sien ek daar staan 'n demoon, ching, 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 hy gaan my nou kom aanval, maar ek sorg dat ek in daai kombuis uitkom, los die wortels, okay, ek maak die voordeur oop, want dit verstik, daai vrees, wie van julle weet waarvan ek praat, vrees wat jou verstik, dit smoor jou, okay, nou het daar 'n demoon jou gedruk, Dion? Nee, okay, nee, maar daar's 'n rede daarvoor, God set me up for something, but he needed me to be alone with him, to teach me something, en dis 20 jaar terug, en ek sê, Jesus, dankie. Nou is ek in daai huis, ek kan nie konsentreer nie, ek sit die TV op TV en kliphard, ek kan nie. En die een aand, reën dit. En nou het hulle hierdie massiewe palmbome. En die weerlig slaan daar in Zanien, en dit is palmbome. En die takke, nou soos my kop se venster, ek het so gelê, en nou lê ek hier, nou is die venster hier, hy is nie daar nie, hy is hier. Nou slaan die donder weer, dit maak dit net nog erger, ek weet nie hoekom nie, maar hier in my gedagtes maak dit net nog erger. Dis donker, ek het die lig afgesit, daar was nie selfone regtig daai tyd nie, onthou, dit was net niet, so, dit was nie regtig, maar dit was hierdie simpel, ja, groot blok, ok, maar anyway, en Nokia 3310 of wat ook al, maar anyway,
Nou lê ek in die bed. Nou staan hierdie palmboom. Die Here het gesorg dat ek in daai kamer is, dat die weerlig slaan, dat alles opgelyn is met my vrees. Dit pikkie donker is, dit reën, die donder weer slaan, en nou moet daai palmboom ons teen die venster. Ek sê, wat? Nou sien ek so as die weerlig slaan, lyk dit net so. Dan dink ek, ja, ek bestraf het, en dis hoe ek geleer het om te bid en skrif te quoteer, is daar onder my, as dit, ek sê vir jou sê, dit was nag, en raai wat gebeur met my. Onthou, dis net ek en die Here alleen. Daar's niemand, daar's nie 'n pastoor nie, daar's nie 'n apostel, profeet, evangelis, herder, niemand nie. Dis net ek en die Here. Die Here sê vir my in 'n oomblik se tyd, ek loop vir omtrent 'n jaar, of 'n jaar en 'n half met hierdie vrees. En die Here sê vir my, terwyl ek op die bed lê, ek is besig om te bid, ek het baie keer in die slaap geraak, terwyl ek skrif quoteer. Groter is hy wat in my is, en as God vir my is, en ek so besig om skrif te quoteer, en die Here chip my in, terwyl ek sy skrif quoteer. En die Here sê vir my, Dion, nou as die Here met jou praat, ek kan dit vir niemand beskryf nie. Nou ek hoor nie elke dag die Here se stem nie, maar wanneer ek Here se stem hoor, en wanneer ek 'n verklaring maak, Here gebruik my ook in die profetiese gawes, dan sal julle weet, ek meen mense, dit is, maar toe ek daar lê, sê die Here vir my, Dion, my salwing was op Paulus, en die volgende oomblik, jy sien die Here praat nie met my in hieroglife of in Changani, want ek verstaan dit nie. Die Here praat met my, ek sien 'n stokprentjie. Jy weet 'n stokprentjie, 'n mannetjie wat staan, sy gesig en dan sy liggaam, 'n stokmannetjie, nee, 'n stokmannetjie. Ek sien 'n stokmannetjie en die Here sê vir my, Paulus, as die Here met jou praat, gebeur dit in sekondes, maar jy kan 'n boek daaroor skryf. Okay? Want daar's nie tyd in die geestelike realiteit en daar's ook nie te staan sien nie. Dit is anyway. En die Here sê vir my, Dion, my salwing was op Paulus, en ek wil hê julle moet blaai na Handelinge 19 toe. Ek wil hê julle moet hier voor Handelinge weer terug te blaai. Handelinge 19. Is julle in Handelinge 19? Nou moet julle weet, ek het nie, want vir 6 maande van my eerste jaar en 'n half van bekering, vir 6 maande was ek in training gewees vir sendeling. So ons was baie op uitreike en so voort, so jy studeer nie jou Bybel in detail nie, jy studeer die Bybel, maar jy studeer ministry en so voort, jy verstaan? Ek weet nie om te verduidelik nie, maar anyway, natuurlijk bestudeer jy Bybel, maar jy het nie baie alleentheid nie, want jy is saam met mense in 'n kamer en jy slaap, dis soos 'n army, 'n basis, 'n bunker, beds en so aan. But anyway, en ek het nie hierdie skrif geken nie. Ek moes hom gelees het, dat die Heilige Gees my herinner het. Want onthou wat sê Jesus, wanneer die Heilige Gees kom, sal hy julle herinner aan wat ek gesê het. Nou ek moes dit miskien gelees het dat ek dit raak gelees het, maar ek het nie die skrif hier geken as dit moes. En die Here wys my en verdra my nou. Die Here sê vir my salwing was op Paulus en daai stokmannetjie wat ek van praat, sien julle hoe wit is daai lig? Sien ek so plasma lig, maar om die mannetjie lyk dit soos weerligstrale wat oor hom is, so geteken, so oralste geteken, vol weerligstrale, vol krag. Okay? Vol weerligstrale. En die Here sê vir my, demoon sal nie in jou vat, 'n demoon kan nie in jou vat nie. Want as my salwing wat op Paulus was, as daar doeke van hom al weggeneem was en op mense gelê was, het demone selfs uitgegaan. 'n Demoon kan nie aan jou vat nie. Kom ons lees saam. Handelinge 19 vers 11. En God het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen, sodat selfs wanneer doeke of voorskote wat aan sy lyf was, op die siekes gelê is, die siektes van hulle gewyk het,
en die bose geeste van hulle uitgegaan het. En die Here wys my, die demoon kan nie aan jou vat nie, want my krag rus op jou. My krag rus op jou. Jy is 'n gevaar vir die koninkryk van duisternis. Die koninkryk van duisternis is nie 'n gevaar vir jou nie. Jy is 'n gevaar vir die koninkryk van duisternis. Toe ek dit hoor, toe sê ek daar, ja! En die Here breek daai juk, daai bande. Die Here breek. En ek dog toe, nou soek ek 'n duiwel. Nou soek ek kom. Nou Satan, Jesus is die oorwinnaar. En hy het my gemaak meer as oorwinnaar. En meer groter is hy wat in my is as hy wat in die wêreld is. En die woord van die Here word 'n rema, 'n realiteit vir my. En ek besef, as ek, en die Here herinner my, kyk hoe jy, en hierdie is nou tussen my en die Here, maar ek deel gedeeltelik met julle. Ek deel nie al my goed nie, ek gooi nie my parels vir varke nie. Ek deel gedeeltelik wat ek nou met julle sê. As ek aan mense net gevat het, alle eer aan Jesus, asseblief, veral vir die mense wat op die internet kyk, alle eer aan Jesus, maar as ek net my hand op mense gesit het, dan genees hulle. En genees hulle, dat almal van oralste in daai village, in Magobberskloof, oralste onder toe gekom het, net wil hê ek met hande op hulle lê en bid vir hulle. En natuurlik het ek die geleentheid gebruik om siele om hulle te wen vir Jesus. Maar die Here herinner my, jy lê hande op en siekes genees en duiwels gaan uit. En op daai oomblik, daai aand, breek die Here vrees in my lewe totaal en al, die bande versmelt wat op my was, en die Heilige Gees word oor my vaardig. En raai wat sê Handelinge 5 vers 15, as Petrus in die straat geloop het, wat het hulle gedoen? Het hulle met draagbare die siekes uitgebring, sodat net sy skaduwee, as die skaduwee van Petrus op hulle geval het, was hulle genees. Hoekom? Wat Psalm 121 sê, hy is die skadu aan my regterhand. Hy is by skadu aan my regterhand. Dis nie my skadu, ja, is my skadu, maar ek bedoel geestelik, dis die Here. So naby is die Here aan my. Hy is die skadu aan my regterhand. En die Here herinner my ook aan Markus 6, waar mense net aan die soem van Jesus se kleed geraak het. Mense, behalwe vir die vrou van bloedvloeiing. En die Here wys vir my, my salwing breek die jukke. En op daai oomblik breek die Here die juk in my lewe. Is jy excited van daaroor? Nou wil ek vir julle die volgende sê, God is not a respecter of any person. Wat hy vir die een doen, kan hy vir die ander doen. Hoekom is ek so geneig? Mense wat sien waar ek uitbedien, vir al die laaste tyd, ek lê nie vinnig hande op mense nie. Hoekom? Want dis die go-to. Dis die eselskakebeen wat weggegooi is. Kom ons gaan tel hom op. Die eselskakebeen het vir ons verlossing gebring. Here wil jou self aanraak. Jy en die Here spring oor 'n muur. Saam met die Here loop ek 'n bendestorm. Jy en God is die meerderheid. Jy moet leer om van die Here af te ontvang. En die Here wys my, Dion, my salwing wat ek op jou geplaas het, dis God se salwing. Breek jukke nie net oor jou lewe nie, maar ook oor ander mense. En daarmee wil ek na Handelinge 16 toe gaan en hiermee wil ek volstaan. Hoor wat sê die woord van die Here. Paulus dryf 'n duiwel nogal uit. 'n Waarsêende gees. Wat is 'n waarsêende gees? Hierdie vrou, dis nou 'n voorbeeld vir julle hierso. Daar het 'n vrou gekom met 'n waarsêende gees en sy het agter Paulus en Silas aangehardloop en gesê, hierdie is manne van God. Hulle verkondig die waarheid. Hulle verkondig die weg na die Allerhoogste. Het sy die waarheid gepraat? Ja, sy het. Maar raai wat? Dit was 'n duiwel, 'n demoon. Daar's eintlik net een duiwel in die demone, maar ek bedoel, ons praat maar van duiwels. Dit was 'n demoon wat in haar was.
En Paulus draai hom toe om en hy jaag daai duiwel uit, daai demoon uit in Jesus naam. En toe die eienaars van daai vrou sien dat hulle wins is kwyt want hulle deur haar baie geld gemaak, toe vat hulle vir Paulus en Silas voor die gereg en Paulus en Silas word stikkend geslaan. Jy sien, ons moet ook leer dat al het die vrou die waarheid gepraat, sy het dit deur 'n demoon gedoen. Wat sê 1 Johannes 4 vers 1? Test the spirits, toets die geeste, of hulle uit God uit is. Amen. Toets die geeste. En hoor wat sê die woord van die Here. Ek gaan vir julle lees daar in vers 23. Kom ons lees saam. Hy sê, en toe hulle baie slae gegee het hulle in die gevangenis gewerp en die tronkbewaarder bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. Hy het toe, omdat hy so bevel ontvang het, hulle in die binneste van die gevangenis en hulle voete in 'n blok vasgemaak. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid. Een van die liedere op my nuwe album gaan wees. Ek sou net hier, so ek kan nou nie sing nie, maar how long has it been since you talked with my Lord? How long? Oh, Jesus. How long has it been? Has it been since you talked with the Lord? Het hulle gebid en lofliedere tot eer van God gesing. En raai wat sê Psalm 24, is my gedagtes my nou nie steek laat nie, sê hy, nee, dit is 22, Psalm 22, God woon onder die lofsange van sy kinders. En hulle het gebid en lofliedere tot eer van God gesing, en die gevangenes het na hulle geluister. En skielik, ons het gisterand gepraat oor suddenly, skielik, en skielik, en ek wil vir jou sê, miskien is vanaand vir jou skielik, wat die Here vir jou verandering bring. Het jy geloof? Jy moet seker maak jy het geloof, want as ek nou vir jou gaan bid, is dit nie ek wat vir jou gaan gee nie, maar die Here. En skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenis geskit het, en onmiddellik het al die deure oopgegaan, en die boeye van almal losgeraak. So Paulus, hulle word bevry, maar nie net Paulus nie, ook almal word bevry. En die Here sê vir my een keer, Dion, dit wat ek op jou geplaas het, die yokes in your life will be destroyed. Die salwing sal die jukke in jou lewe breek, maar nie net in jou lewe nie, ook die jukke op ander mense, want dis uit God uit. Amen. En die boeie het van almal losgeraak. Hoekom? Want die salwing van die Heilige Gees het neergesak in 'n plek. En die salwing het veroorsaak dat daar losmaking kom. Geliefdes, as ek julle moet vat deur die woord van God vanaand, en wys vir julle hoe die salwing van die Here. Hoekom dink jy moet ons hande op mense lê? Hoekom dink jy sê die woord van die Here lê hande op mense? Hoekom dink jy is dit so? Dink jy dis maar net omdat die Here niks anders gehad het om te sê nie? Om te sê, lê hande op. Nee, want die Here, mense het mense geroep, en hulle wat gesalf is, en ek meen almal van ons, wat weergebore is gesalf, maar as ek hande op mense lê, en ek gaan Saterdag aand gaan jy dit verstaan, die salwing wat op my rus, is nie vir my onthaalwe nie, is vir jou. So as ek my hand uitsteek, wat doen ek? Ek wil vir jou illustreer. Kom nou man. Hy sê, en julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees so wat is op my? Die Heilige Gees, die salwing van die Heilige Gees. Nou as ek vir iemand bid, kykie. Waar is my hand? En die Heilige Gees, die salwing wat op my rus, nie is oor my vir wat? Om mense te gaan bedien. En jy ook, natuurlik, ek praat van ons almal. Maar wat gebeur? Die salwing breek
die juke. Amen. Prys die Here. Hoekom dink jy die Here gesê gaan lê hande op? En sommige mense net aan die Here gevat. Hoekom? Want daai prentjie wat die Here vir my gewys het en die voorskote wat aan Paulus was, die salwing wat daarin wat oor, as ek dit so kan sê, oordraagbaar is, wat dat can go. En as jy dink aan Elisa, toe Elisa dood is, wat gebeur met hom? Sy liggaam lê al aan die grond, nie sy kus nie, sy liggaam lê aan die grond. En 'n ander dooie ou wat hulle dra, val binne. Toe daai dooie ou aan Elisa se liggaam raak. Toe wat gebeur met daai ou? Toe sy lewendig. Hoekom? Die salwing, amen. Ek so bly ons weet nie waar Elisa en Elia en Moses begrawe is nie, want anders sou jy nou wel pilgrimages toe gehad het, as mense daar gaan staan het en bid het. Hey, jou salwing kom nie uit 'n graf uit nie, jou salwing kom uit die troonkamer van God uit. Jou salwing kom uit die troonsale van God uit, nie uit 'n graf uit nie, nie uit mense uit nie, nie uit 'n jeselskakebeen uit nie, nie uit salfolie uit nie, nie uit wat mense bassyne plaas en so. Die salwing is van die heilige God wat uit sy troonkamer mense salf. And it's the anointing that destroys the yoke. Amen en amen. Kom ons gee die Here 'n lieflike lofoffer. Kom ons sluit ons oë. Ja. Vader, ons wil dankie sê in Jesus naam. Thank you, Lord, for your precious anointing. Lord, thank you that you are in this place.